Welkom by ons week van geestelike fokus op die leesstofbediening. Ons tema vir hierdie week is in die sendingsveld tot die einde toe. En vandag wil ek met julle gesels oor die oproep tot gebed. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Ons liefdevolle hemelse Vader, wat se voorreg is dit nie om van U meer te leer nie. Heer, terwyl ons na hierdie boodskap luister, raak ons harte aan, maar Heer, help dat ons ook sal oorgaan in aksie en dit sal toepas in ons daaglikse lewe is ons gebed in Jesus naam. Amen. Daar is baie dinge wat ons aandag verg. Eggenote vra vir aandag as jy getroud is. Kinders vra vir aandag as jy kinders het. Gesondheidskwessies vra vir ons aandag. Voedselkwessies oorweldig ons gedagtes soms. Bekommernisse oor môre en wat dit sal bring eis ons aandag en baie ander dinge trek ons aandag. Maar daar is 'n oproep wat geen Christen sendeling ooit moet ignoreer nie. Sekere dinge kan geïgnoreer word sonder enige gevolge, maar nie hierdie een nie. Die psalmdigter het dit verstaan toe hy gesê het: "Saans en smorgens en smiddag kla ek en steen en hy hoor my stem" in Psalm 55 vers 18. Die psalmdigter het die belangrikheid van gebed besef en geweet. En Jesus het die gebed beklemtoon. Jesus het sy disippels geleer hoe om te bid. Dit wys ons hoe hoog hy gebed geag het. Hy het ook 'n gelykenis vertel wat die nodigheid beklemtoon om altyd te bid in Lukas 18 vers 10. Hy het sy gehoor gevra om te bid vir meer arbeiders om die werk te voltooi in die sendingsveld. Matteus 9 vers 38. Ons Here het ook onderrig en geleer dat nederigheid ons houding in gebed moet kenmerk in Lukas 18 vers 9 tot 14. Omdat hy geweet het wat voorlê, het Jesus vir sy disippels gevra om te bid sodat hulle nie in die versoeking sou verval nie in Matteus 26 vers 41. Maar die Verlosser het nie net gepraat oor gebed of net gebed geleer nie, hy was 'n man van gebed gewees. Hy was nie soos diegene wat gekenmerk wat 'n kenteken dra dat hulle gebedstryders is, maar net tydens byeenkomste of een keer per maand bid nie. Jesus was 'n ware gebedsvegter in die suiwerste sin van die woord. Kom saam met my na Johannes 7 vers 53, waar ons leer en elkeen het na sy eie huis gegaan. Sommige Bybelkenners glo dat hierdie vers verbind is met die verhaal van Johannes 8. Onthou dat hoofstukke en verse later bygevoeg is. In die oorspronklike teks was daar geen hoofstukke of verse nie. As jy dit so beskou, sien jy hoe hierdie vers verbind is met Johannes 8 vers 1 en 2 en daar staan geskrywe: "Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gekom en al die mense het na hom toe gekom en hy het gaan sit en hulle geleer." Terwyl die res gaan slaap het Jesus na die Olyfberg gegaan en eers vroeg in die môre teruggekeer. Jesus het die hele nag deur gebid. Dit is wat hierdie teks vir ons sê. Miskien is dit hoekom hy soveel wonderwerke gedoen het. Hy het 'n noue verbinding met die hemel gehad en het so krag ontvang om alles te kon doen wat hy gedoen het. Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Ons sê gebed is belangrik, maar ons bid te min. Ons sê ons moet sonder ophou bid, maar ons bid miskien net een keer of twee keer 'n dag. Ons sê vir ander hulle moet bid, maar ons bid self nie. Dit wys ons hoe ons oor gebed dink. Die belangrikheid van gebed kan nooit genoeg beklemtoon word nie. Gebed herinner ons aan ons broosheid. Ons is kwesbaar en sonder krag as ons gebed nalat. Daarom het Jesus sy disippels aangesê om te bid in Matteus 26:41. Ons het nie die krag om versoekings te weerstaan sonder gebed nie. Ellen White het geskryf in Love Under Fire bladsy 217: "Niemand is vir 'n dag of 'n uur veilig sonder gebed nie." Gebed herinner ons
aan ons onvoldoende status om die take wat voor ons lê te doen. Ons bid omdat ons weet dat ons sonder Jesus niks kan doen nie volgens Johannes 15:5. Ons kan nie sukses behaal in die bring van mense na Christus toe sonder gebed nie. Ons kan nie staande bly in tye van beproewing sonder gebed nie. Ons kan nie met krag preek of leer sonder gebed nie. Wanneer ons nie bid nie, sê ons vir die hemel dat ons onafhanklik is en geen hulp nodig het nie. Ons kan nie staat maak op ons krag. Ons kan nie staat maak op krag van bo en terselfdertyd gebed afskeep nie. Maar dit is presies wat die duiwel wil hê. Gebed herinner ons daaraan dat ons nie in staat is om die uitdagings van die lewe alleen te hanteer nie. Dus gebed hou ons nederig. Jy kan nie om hulp vra as jy selfversekerd is en dink jy het alles onder beheer nie. Gebed herinner ons ook aan God se oppergesag. Hy alleen kan ons help om te wees wat hy wil hê ons moet wees. Gebed weerhou ons van hoogmoed. Deur gebed erken ons God se hoë posisie in ons lewens. Miskien is die rede waarom baie mense nie wil bid nie, omdat hulle self nie voor God wil verneder nie. Trotse mense voel dit moeilik om te bid, omdat dit tas hulle ego aan. Gebed maak vir ons beskikbaar wat ons andersins sou verloor het. Die Bybel sê in Jakobus 1:5, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, want wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hierdie vers dui aan dat wysheid gegee word in antwoord op gebed. Sonder gebed mag ons dalk sonder wysheid wees. Daar is ander dinge wat ons verloor omdat ons nie bid nie. Ons is gewillig om vir ons baie te gee. God is gewillig om vir ons baie te gee. Maar ons is nie gewillig om te vra nie. Ons wil krag hê, maar ons wil nie daarvoor vra nie. Ons wil wysheid hê, maar ons vra nie daarvoor nie. Ons wil baie mense vir Christus bereik, maar ons bid nie daaroor nie. Vir 'n literatuur-evangelis soos wat ons is, ek en my vrou, wat mense in die samelewing van alle vlakke te doen mee het, is die oproep tot gebed nie net dringend nie, maar moet gehoorsaam word. Daar kan geen sukses in God se werk wees sonder gebed nie. Vir die kerkleiers wat God se kudde lei in hierdie moeilike tye, moet gebed nie 'n nagedagte wees nie. Dit moet 'n lewenswyse wees. Moet nooit die roepstem tot gebed ignoreer nie. Niemand is vir 'n dag of 'n uur veilig sonder gebed nie. Smeek die Here vir wysheid om sy woord te verstaan. Satan is 'n meester daarin om die skrif aan te haal en dit te verdraai om ons te laat struikel. Ons moet God se woord met 'n nederige hart studeer. Terwyl ons voortdurend teen die Satan se misleidings moet bewaak, moet ons met geloof bid, lei ons nie in die versoeking nie, volgens Matteus 6:13. Geen gebed, geen krag. Meer gebed, meer krag. Geen gebed, geen sending, geen sending, geen kerk. Sal jy jouself verbind tot 'n lewe gevul met gebed? Sal jy jouself verbind om 'n daagliks te bid vir die wat al lewens en siele vir die Here wil gee? Staan saam met my op 'n toewydingsgebed. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, wees by en met ons. Help ons, lei ons. Help dat ons altyd die koneksie met die hemel sal hê. Help dat ons nooit gebed sal nalat nie. En Heer, daar waar ons dit gedoen het, lei ons om gebed meer en meer as 'n leefstyl toe te pas, om sodat ons op 'n punt kan kom waar ons kan sê ons bid sonder ophou. Ons gesels met U in elke aspek van ons lewe en Heer, ons bid dat U ons in die sendingsveld sal gebruik. Help dat ons as disippels van Jesus nooit gebed sal nalat nie. Help dat ons altyd met U sal kommunikeer.
Raak ons harte aan om ware gebedstryders vir U te wees. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.